Kom ons bid saam. Here, as ons so saam sing en al die lof en die eer aan U toebring, dan weet ons dat dit nie naastenby kom by dit wat voor die troon op hierdie oomblik aan die gebeur is, waar die miljoene der miljoene engele en gelowiges besig is om U te prys nie. Here, in vergelyking daarmee is ons lofprysing eintlik maar stamelende woorde. Maar Here, ons bring dit na U toe. En ons bid dat U dit sal aanvaar met die gesindheid waarmee ons dit doen. Dat ons al die lof en al die eer aan U wil toebring. En Here, ook in hierdie preek van vanoggend, waar ons na die woord kyk, wil ons bid dat ons iets van U heerlikheid ook vanoggend sal ervaar. En Here, dat ons sal uitstap uit hierdie kerk, nie heeltemal dieselfde as wat ons was toe ons ingekom het nie. Here, dat U in ons lewens sal werk, in ons harte sal werk, sodat ons U grootheid ook kan ervaar. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, Openbaring het ons nou reeds etlike kere gesien, eintlik van die begin af, wat ons met hom besig was, dat dit 'n boek is wat geskryf is met die doel om mense te bemoedig, mense wat in moeilike tye verkeer, veral die Christene in Johannes se tyd wat aan vervolging blootgestel is, om hulle te bemoedig en te vertroos in daardie moeilike tye waarin hulle geleef het. En Johannes, as hy dan hierdie dinge skryf, is ook nie besig om net in die verre toekoms in te kyk nie. Dis nie asof hy iets wat in die toekoms gaan gebeur, amper soos 'n pie in the sky tipe van ding aan ons wil voorhou nie. Sy vertroosting is meestal prakties, dis gerig op die situasie waarin die mense geleef het van daardie tyd, waarin die Christene hulle self bevind het. As hulle deur die Romeinse regering onderdruk is, dan het hy vir hulle gesê dat die bose Babylon reeds tot 'n val gekom het. As hulle deur die duiwel getreiter word, dan het hulle gehoor dat die duiwel reeds deur Jesus Christus oorwin is, en dat hulle dus eintlik niks meer te vrees het van die duiwel in hierdie lewe nie. Maar uiteindelik is dit so, dat nie alle probleme wat ons op aarde ervaar, sommer net ophou die dag as jy tot bekering kom nie. Ek weet daar's baie mense wat dit glo, baie mense wat dit verkondig. Jy moet net in Jesus Christus glo en dan is al jou probleme op 'n einde, jou gesondheidsprobleme en jou finansiële probleme en al die ander dinge waarmee jy sukkel, kom op daai dag tot 'n einde. Maar ons weet mos, dit is nie heeltemal hoe dit werk nie. As Christene het ons nog maar steeds met moeilike situasies te doen. Ons het nog maar steeds gesondheidsprobleme, selfs al glo ons in die Here. En in elk geval, iewers gaan almal van ons doodgaan. Dis onvermydelik. Om die belofte met ander woorde van die ewige lewe te hê, beteken nie dat ons gewaarborg is dat alle slegte dinge hier op aarde tot 'n einde gekom het nie. Die Engelse het so 'n uitdrukking wat sê, bad things happen. Dit is eenvoudig deel van die lewe. Slegte dinge gebeur met almal van ons op een of ander stadium in ons lewe.
En nou kom Johannes hier in hoofstuk 21, ons gaan nou die verse lees daar, maar nou kom Johannes en hy speel as het ware sy troefkaart, as hy kom met hierdie boodskap van vertroosting. As dinge dan op aarde te veel word vir die mens, as dit naderhand vir jou voel, asof daar geen einde is aan ons swaar kry hier op aarde nie, dan, sê Johannes, dan behou jy nog steeds die geloof in die hiernamaals, want dit kan niemand van ons wegneem nie. En dit, in 'n neutedop, is waaroor dit gaan in Openbaring 21. Ons het aan die einde van hoofstuk 16, het ons gesien dat ons te doen gekry het met die oordeel van God, die haalstene so groot as 50 kilogram, wat in gewig so amper so, jy kan sê, die grootte van 'n sakkie sement, wat op die mense neergeval het en hulle vernietig het. Later het ons in hoofstuk 18 gelees van Babylon wat vernietig is. In hoofstuk 19 het ons gehoor van die dier uit die see en die dier uit die land uit wat vernietig is, wat in die poel van vuur en swaal gegooi is. Verlede Sondag in Openbaring 20 het ons gehoor van die duiwel wat ook in daardie poel van vuur en swaal gegooi is, en die dood en die doderyk is ook daarin gegooi, en die ongelowiges, hulle wat nie die merk van God gedra het nie, hulle wie se name nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, hulle is ook daar in daardie vuurpoel gegooi. En nou kom ons by hoofstuk 21. En hierdie is nou God se finale daad, om dit wat verkeerd gegaan het op aarde, as gevolg van die sondeval, om dit te kom herstel. Ons lees net daar die eerste 8 verse van Openbaring 21. Ek hoop julle het daar kans gehad om die hele hoofstuk en ook die gedeelte uit hoofstuk 22 by die huis te lees. Ek gaan nie dit alles kan lees vandag nie, dit is te lank. Maar kom ons kyk aan na die eerste 8 verse. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars, en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Nou vers 1 begin deurdat Johannes vir ons aankondig dat 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde aan die kom is. Die sondeval, dit wat in die tuin van Eden gebeur het God se oorspronklike plan wat hy gehad het met die skepping in die wiele kom ry. En daarom kom hoofstuk 21 hier in Openbaring nou, en hy sê vir ons dat die oue met die nuwe vervang moet word. Nou, geliefdes, presies hoe dit gaan gebeur, word nie vir ons verduidelik nie, maar wat ons wel kan aflei, is dat God nie van plan is om die bestaande wêreld net so bietjie op te kikker en so bietjie verf aan te sit, dat dit net weer mooi lyk nie. Hy gaan nie, met groot respek gesê, net 'n klompie teer in die slaggate kom sit, dat dit net weer reg lyk vir die oomblik nie. Minstens weet ons dat alles wat onvolmaak is, tot nuut gemaak gaan word, en dat God in die plek daarvan iets nuuts kom skep. 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde
So lees ons ook in 2 Petrus 3 vers 13, maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat God beloof het, en waar die wil van God sal heers. En dis presies wat Johannes hier in vers 1 ook sê, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. Nou die hengelaars sal seker wil weet, maar hoekom is daar nie 'n see op hierdie nuwe aarde nie? Hoekom vat God nou daai ding weg wat vir baie mense soveel plesier gee? Nou, julle sal onthou toe ons met Openbaring 13 besig was, toe ons gepraat het oor die diere uit die see, die anti-kris, het ek op daai stadium vir julle gesê dat veral in die Ou Testament is die see gesien as die woonplek van die bose. Allerhande bose drake en goeters het in die see voorgekom. En dis eintlik die oorsprong van die boosheid, het hulle gesien, of dit so verstaan, in die Ou Testament. En nou kom sê God, op hierdie nuwe aarde, gaan daar nie meer 'n see wees nie. Dood eenvoudig om vir ons te sê dat al die slegte dinge is reeds weggeneem, en dan ook die bron van waaruit hierdie slegte dinge gekom het, word dan ook weggeneem, sodat daar geen moontlikheid meer is, dat daar enige iets boos op hierdie nuwe aarde kan wees nie. Ek kan nie vir julle sê of daar werklik geen see gaan wees nie, ek glo daar gaan wees, ek self is daarom baie lief vir die see, maar dat Johannes dan eintlik vir ons wil sê is, dat die bron van alles wat boos en sleg is, ook weggevat word op hierdie nuwe aarde. Dan lees ons in vers 2, dat die nuwe Jerusalem vanuit die hemel neerdal op die aarde. Nou, vir elke ortodokse Jood, wat in die tyd van Johannes geleef het, maar selfs ook nog vandag, is Jerusalem eintlik die toppunt van hulle geloof. Alles draai vir hulle om Jerusalem. Maar wat kom sê Johannes nou vir ons? Hy sê die ou Jerusalem gaan nie meer voortbestaan nie. Die ou Jerusalem, die stad Jerusalem wat ons nou vandag nog het, is nie meer die stad van God nie. Hy sê daar's 'n nuwe Jerusalem aan die kom. 'n mooier, 'n groter, 'n heerliker en 'n baie belangriker Jerusalem as die een wat in die huidige Israel gesetel is. Daardie ou Jerusalem, die plek waar Jesus Christus gekruisig is, die plek waar die twee getuies waarvan ons gelees het in Openbaring 11 ook om die lewe gebring is, daardie stad gaan nie meer bestaan nie. Dit word weggevat. Daai stad het misluk in God se oë. En hy sê in die plek daarvan bring hy dan 'n nuwe Jerusalem tot stand. Nou die belofte of die vooruitsig van 'n nuwe Jerusalem het reeds op verskeie plekke in die Ou Testament hulle oorsprong gehad. Ons lees byvoorbeeld daar in Jesaja 65 vers 17 en 18: Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. In die Nuwe Testament in Hebreërs hoofstuk 12 vers 22, daar word die Nuwe Jerusalem beskryf as die stad van God. Dus met ander woorde, dit is nou die eintlike stad van God, die Nuwe Jerusalem, die hemelse Jerusalem. En dan lees ons daar in vers 3 van Openbaring 21, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. So met ander woorde, wat Johannes hier sien, is Jerusalem, wat vanuit die hemel uit neerdal na die aarde toe, na die nuwe aarde wat God geskep het, en wat hy eintlik dan vir ons wil sê, is dat dit letterlik hemel op aarde word. God wat tot dusver in die hemel gewoon het, en ons weet nou God is mos oral, maar eintlik word hy so in die Bybel beskryf, dat God in die hemel is. Hy kom nou, en hy kom maak sy woning hieronder by die mense. Dit is nie ons wat hemel toe gaan nie, die hemel kom na ons toe, kom aarde toe, en God kom maak sy woning hier by die mense.
Nou is daar nie meer 'n hemel en 'n aarde nie, 'n plek waar God woon en 'n plek waar mense woon nie. God kom na ons toe, en nou is daar net een plek, die nuwe Jerusalem, waar God woon, en waar die gelowiges woon, diegene wat in God geglo het op aarde. So die twee word nou een, as die woonplek van God en van sy volk. Nou in die Grieks word hier 'n baie interessante woord gebruik. Ons kry die woord ook in die evangelie van Johannes. In Johannes 1 vers 14 staan daar, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Nou letterlik staan daar in die Grieks geskryf, dat die woord het mens geword, en hy het sy tent kom opslaan, hier tussen die mense. Dan staan letterlik, hy het sy tent hier kom opslaan. Engels sou praat van, he pitched his tent, tussen die mense. Nou in Openbaring 21 vers 3, gebruik Johannes presies dieselfde woord. God kom vanuit die hemel, en hy slaan sy tent op die nuwe aarde, hier by die gelowiges. God se ewige woonplek, met ander woorde, is nou hier tussen ons. Maar nou is daar nog 'n interessante ding hier in vers 3, wat ons nie moet mislees nie. In die Ou Testament het ons baie dikwels te doen gekry met die woordjie verbond. Julle wat die Bybel so 'n bietjie ken, julle sal weet dat daai woord verbond oor en oor gebruik word in die Ou Testament. En die inhoud van die verbond is die woorde, hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Een van die baie plekke, dosyne plekke, kry ons in Sagaria 8 vers 8, waar hierdie presiese woorde so gebruik word. Maar dis op baie plekke in die Ou Testament veral wat hierdie woorde voorkom. Dis die inhoud van God se verbond met die mens. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Nou kondig God aan dat sy verbond ook op die nuwe aarde sal bly voortbestaan. Maar kyk dan wat sê Johannes daar in vers 3. Hy verander doelbewus die enkelvoud na die meervoud. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. So hy doelbewus verander hy die Ou Testamentiese verbond, die woord, hulle sal sy volk wees, verander hy hier na, hulle sal sy volke wees. Nou hoekom? Want in die Ou Testament was dit spesifiek die volk van Israel, wat as God se volk beskryf is. Dis met hulle, die volk van Israel, wat God daar in die Ou Testament sy verbond gemaak het. Met hierdie enkele volk, hoofsaaklik. So hier en daar het daar ander mense ook ingekom, mense wat tot geloof gekom het. Mens kan dink aan mense, iemand soos Rut byvoorbeeld, wat 'n Moabiet was, wat ingekom het in hierdie verbond in. Maar hoofsaaklik was dit die volk van Israel gewees. En nou kom Johannes, en hy verander doelbewus die enkelvoud na die meervoud. Want nou wil hy vir ons sê, nou is hy die God van al die volke wat hom aanbid. Of soos wat Johannes dit ook telke male in Openbaring vir ons stel, julle sou dit ook al opgetel het in die gedeeltes wat ons al gelees het in die verlede, dat die volk van God nou bestaan uit mense, en die term wat Johannes gebruik, uit elke stam en taal en volk en nasie. Op God se nuwe aarde maak dit nou nie meer saak aan watter stam of volk of taal of nasie jy in jou lewe voor jou dood behoort het nie. Op God se nuwe aarde verdwyn alle verskille tussen mense. En op God se nuwe aarde word alle mense wat in hom glo deel van God se nuwe volk. Maar nou is dit nie al wat verdwyn op hierdie nuwe aarde nie, die verskille tussen mense nie. Nou lees ons ook daarso, op die nuwe aarde is daar nie meer trane nie. Daar is ook nie meer dood, of leed, of smart, of pyn nie. Die dinge van vroeër is verby, sê Johannes vir ons. Nie alleen die trane verdwyn nie, maar ook dit wat oorsaak kon gegee het tot trane. Dit wat hartseer kon veroorsaak het, smart en dood en pyn en al daai dinge. Ook al daai dinge word weggevat op hierdie nuwe aarde.
Geen wonder nie dat God dan aankondig in vers 5, kyk, ek maak alles nuut. En dan volg die belofte, daai wonderlike belofte in vers 7, elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Broer en suster, daar is nog steeds mense, as my so praat, dan hoor jy dit, jy tel dit op, mense wat dink, dat daar eendag 'n rangorde gaan wees in die hemel. Partykeer sê hulle dit so al frappender wys, maar ek dink daar's baie mense wat dit glo ook, wat sê, maar daai persoon, jy kan sommer sien, daai persoon gaan amper eerste in die hemel wees, dis so 'n goeie persoon. Maar Johannes sê vir ons anders. Johannes sê, dit gaan nie daaroor wanneer jy tot bekering gekom het nie, of jy die Here lang gedien het op aarde, en of jy die Here net vir 'n kort rukkie gedien het nie. Dit maak nie saak in God se oë nie. Dit maak nie saak of jy 'n sogenaamde beter Christen is as 'n ander Christen nie. Dit tel nie punte nie. Dit gaan nie bepaal wat ons rangorde in die hemel gaan wees nie. Wat Johannes hier vir ons sê, is dat elkeen wat die oorwinning behaal, elkeen wie se naam opgeskryf staan in die boek van die lewe, elkeen wat die merk van die lam op hulle voorkop ontvang het, alles van God sal ontvang wat hy vir ons in die oog het. Nou dis ons presies dieselfde wat Jesus daar in Matteus 20 vers 1 tot 16 ook vir ons vertel in daai gelykenis oor die arbeiders in die wingerd. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Met ander woorde, God maak nie onderskeid tussen mense nie. Of jy as 'n jong kind alreeds die Here begin dien het, en of jy dalk eers as 'n ouer persoon tot inkeer gekom het en van toe af die Here begin dien het, maak nie by God saak nie. Wat God sê, is ons almal wat glo, kry alles wat hy vir ons in die oog het. Wie met die seël van God gemerk is, kry toegang tot al God se seëninge, ongeag wanneer jy tot bekering gekom het. En dan gaan die gedeelte voort, en Johannes word deur die Gees meegevoer om 'n blik te kry op die nuwe Jerusalem. Dit is nou daarvan hoofstuk 21 vers 9 af deur tot by 22 vers 6, wat ons nou nie alles gaan lees nie. Ons gaan net so hier en daar 'n gedeeltetjie uithaal. Maar wat hier beskryf word eintlik, as hy praat van die nuwe Jerusalem, laat my so 'n bietjie dink aan die bekende boek van Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Want Johannes kom en hy kontrasteer doelbewus hierdie nuwe Jerusalem met die stad van Babylon of Rome dan, soos hy ook bekend gestaan het, waarvan ons veral in hoofstuk 17 gelees het. Babylon verteenwoordig alles wat sleg en boos is. En dan aan die ander kant, die ander stad, is die nuwe Jerusalem. En dit is God se stad. En Johannes kom nou en hy kontrasteer hierdie twee stede teenoor mekaar. Dit wat die ou wêreld verteenwoordig, en dit wat die nuwe wêreld verteenwoordig. Ek het sommer net so 'n klompie goed uitgehaal daarso wat mense daar kan kyk, as jy die twee sou vergelyk. Babylon sien ons daar, haar sondes is tot in die hemel opgehoop, teenoor Jerusalem, die nuwe Jerusalem, wat 'n heilige stad is. Babylon is gevestig in die woestyn, die nuwe Jerusalem is gevestig op 'n berg. Babylon verteenwoordig 'n sedelose vrou, en een wat geklee is in pers en helderrooi klere, hierdie uitspattige klere, teenoor die nuwe Jerusalem, wat 'n bruid is, geklee in fyn, helder, blink klere. Babylon is versier met goud en edelstene en allerhande parels, terwyl die nuwe Jerusalem versier is met kosbare juwele en met goud. Babylon vol losbandigheid en immoraliteit. Die nuwe Jerusalem, daar's niks onreins of losbandigs of vals in haar nie. Babylon is die blyplek van die demone, en die gelowiges word aangesê om haar te verlaat teenoor die nuwe Jerusalem, wat die blyplek van God is,
en waar die gelowiges juis ingenooi word om in hierdie stad te kom woon. Babylon is 'n stad van die dood, en in die nuwe Jerusalem is daar geen dood meer nie. Babylon, die konings van die aarde pleeg oorspel met haar, terwyl in die nuwe Jerusalem die konings van die aarde verleen heerlikheid aan hierdie nuwe stad. Die Babylon, die lig van 'n lamp, julle sal onthou daarso, sal nie meer skyn in Babylon nie. Teenoor die nuwe Jerusalem, waar die son ook nie is nie, maar God is die lig en die lam is die lamp van die stad. Babylon mislei die nasies deur bedrog. Die nuwe Jerusalem spandeer sy energie daaraan om genesing te bring vir die nasies. En dan Babylon sal verwoes word. Dit het ons nou gelees, ons ook daar in hoofstuk 18, en die verlostes sal vir ewig lewe in die nuwe Jerusalem. So Johannes kom en hy kontrasteer, soos ek sê, doelbewus hierdie twee stede teenoor mekaar. Letterlik 'n tale of two cities. En die verlange wat mens dan het, as jy gaan kyk na wat die nuwe Jerusalem vir ons inhou, teenoor wat Babylon vir ons inhou, teenoor wat ons hier op aarde kry, dan gee dit vir jou verlange om daar te wees in hierdie nuwe Jerusalem. Nou natuurlik moet ons nou nie gaan dink aan 'n fisiese stad wat met bakstene en sement gebou is nie. Dit gaan hier oor die geestelike woonplek van God en van al die gelowiges. Dit sien ons ook baie duidelik daar in vers 9 en 10. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste plaag was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na 'n groot hoë berg toegeneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. So hierdie nuwe Jerusalem verteenwoordig die bruid van Jesus Christus, die kerk met ander woorde. So dis al die gelowiges, maar dan sien ons ook natuurlik dat dit die blyplek is van God self. En nou kom Johannes en hy beskryf hierdie stad in geweldige beeldryke taal. Ons weet mos nou ook dat Johannes baie geneig is om amper hierdie verbeeldingryke woorde te gebruik as hy iets beskryf. As dit sleg is, dan gaan dit oor die vuur en die poel van vuur en swaal en al daai dinge. As hy iets goeds beskryf, dan beskryf hy dit met goud en met edelgesteentes en al sulke tipe van terme wat hy gebruik. Maar eintlik wat Johannes vir ons wil sê is, ek het nie die woorde om vir julle te sê hoe wonderlik dit gaan wees nie. Ek probeer in menslike woorde iets uitdruk van wat ek gesien het in daai visioen. Maar ek het nie regtig die woorde om dit meer te gebruik nie. So hy gebruik menslike taal om iets te beskryf wat eintlik nie beskryf kan word nie. Hy wil net iets by sy lesers tuisbring van wat daar gebeur. Hy praat van die pragtigste edelgesteentes. En hy praat van goud. Elke fondament, lees ons daar van hierdie nuwe stad, is versier met 'n ander tipe edelgesteente. En die poorte, lees ons daar, is 12 parels. In vers 11 sê hy dat die stad die glans het van kristalhelder opaal, om daardeur die heerlikheid van God te beskryf. Nou mense kan waarskynlik dit miskien vandag eerder kon vertaal, dat die glans van 'n pragtige diamant, dit is hoe mooi dit vir hom is. Maar alles is maar net 'n poging van Johannes om deur middel van menslike taal iets te beskryf wat eintlik nie beskryf kan word nie. Verder sien ons daar dat Johannes sê dat daar 'n baie hoë muur rondom die stad is. In ons vertaling sê dit 144 meter hoog. Nou, aangesien die duiwel en sy trawante klaar in die vuurpoel gegooi is, hulle bestaan nie meer nie. Alles wat sleg is weggevat, selfs die see is weggevat. Nou gaan dit nie meer daaroor dat hierdie muur gebou word om ons te beskerm van gevaar van buitekant af nie. Daai muur wil ook maar net iets van die heerlikheid van die stad van God beklemtoon. En hoe hoër daai muur is, en dit is 'n geweldige hoë muur, baie hoër as wat enige ander stad gehad het. Daai hoë muur wil vir ons sê, dit is hoe groot die heerlikheid van hierdie stad van God is.
Verder sien ons daar dat die stadsmuur 12 poorte het, en elke poort dra die naam van die 12 stamme van Israel, elkeen het 'n ander naam van die 12 stamme, en die muur self, lees ons, is gebou op 12 fondamente, met die naam van die 12 apostels daarop. En dit is maar, soos ons ook al voorheen gesien het, dit is die simbool daarvan, dat hierdie stad verteenwoordig al die gelowiges uit die Ou Testament, as ook al die gelowiges uit die Nuwe Testament. Die 12 stamme van Israel, die verteenwoordiging van die gelowiges van die Ou Testament, en die 12 apostels, die verteenwoordiging van die gelowiges uit die Nuwe Testament. So God bring al sy gelowiges saam, al sy kinders, van al die eeue, bring God saam in hierdie groot stad, hierdie nuwe Jerusalem, en dit is waar God dan sy woning saam met hulle maak. Nou is daar weer iets baie interessant. Ons lees daar, dat die 12 poorte, rondom hierdie stad is 'n vierkantige stad, en dan is daar 3 poorte in elkeen van die 4 windrigtings. En daardie beeld wat Johannes gebruik, kom eintlik uit die Ou Testament uit. Dit kom uit die profeet Esegiel uit. Die laaste paar verse van Esegiel 48, vers 30 tot 35. En daar word die nuwe tempel van God beskryf, want Esegiel sien in sy geestesoog dat die tempel wat in Jerusalem staan tot niet gemaak gaan word, en dat God dan gaan kom en hy gaan 'n nuwe tempel bou. En dan beskryf hy daai tempel, en hy sê ook dat hy 3 poorte in elkeen van die 4 windrigtings het. Met ander woorde 12 poorte. Maar nou, is die interessante ding, dat Openbaring 21 vers 22 sê vir ons dat daar in hierdie nuwe Jerusalem nie meer 'n tempel is nie. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Nou waarom sou Johannes gaan en die taal van die Ou Testament gebruik, die taal van Esegiel gebruik, waar hy praat van 'n nuwe tempel, en waarom sou hy dan daai beeld vat en dit kom toepas op hierdie nuwe stad Jerusalem, en dan terselfdertyd vir ons sê, maar hierdie stad het nie meer 'n tempel nie. Nou in die Ou Testament, maar ook in die begin van die Nuwe Testament ook nog, is die allerheiligste deel van die tempel. Die tempel het so uit 3 dele bestaan, die een gedeelte waar almal kon kom, en dan die heilige deel, en dan die allerheiligste deel. En die mense het geglo dat God eintlik daar in die allerheiligste deel van die tempel woon. Hy's eintlik amper beperk tot daai gedeelte. Hulle het geweet hy is op ander plekke ook, hulle kon ook op ander plekke bid, maar eintlik in hulle gedagtes was God beperk gewees tot hierdie allerheiligste gedeelte van die tempel. En nou kom sê Johannes vir ons, in die nuwe Jerusalem is God nie meer ingeperk nie. God is nie meer beperk net tot 'n gedeelte van die tempel nie. In hierdie nuwe stad is God oral daar. Hierdie hele stad. En dit is soos wat Johannes dit eintlik dan vir ons wil beskryf. Hierdie hele stad is nou die tempel van God. Want God is oral teenwoordig. Ons sien dit ook in die afmetings van die stad in vers 16. Daar staan die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. So hierdie stad is in die vorm van 'n kubus. Kubus is iets waar jou lengte, jou breedte en jou hoogte dieselfde is. So dis in die vorm van 'n kubus. En dis presies dieselfde beeld wat gebruik word, of woorde wat eintlik gebruik word in 1 Koning 6 vers 20, as God sê hoe die tempel gebou moet word, en veral dan die allerheiligste van die tempel. 1 Koning 6 vers 20 staan daar, die binneste heiligdom, dis die allerheiligste, was 10 meter lank, 10 meter breed en 10 meter hoog. So vir die oorspronklike lesers van Openbaring, die oomblik wat hulle hierdie beeld kry van hierdie stad, sy lengte en sy breedte en sy hoogte is presies dieselfde, in hulle koppe onmiddellik dink hulle aan die allerheiligste deel van die tempel.
En dan snap hulle dat Johannes vir hulle wil sê, dit is die woonplek van God. Die nuwe Jerusalem is die woonplek van God. Dit is nou die allerheiligste waar God woon. En dan hierdie amper oordrewe mates wat vir ons genoem word, 12.000 by 12.000 by 12.000 kilometer, in die Grieks gebruik hulle die woord stadia, stadia is so bietjie minder as 'n kilometer, maar dit maak nie saak nie. Dit moet ons natuurlik ook nie letterlik verstaan nie. Wat Johannes eintlik sy lesers wil laat verstaan, is dat hierdie stad groot genoeg is, dat al God se kinders in hierdie stad kan inpas, en daar saam met hom kan woon. En onthou julle in Johannes 14 vers 2, het Jesus ons vir hulle gesê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. So hierdie stad beskryf iets van hierdie plek, waar daar oorgenoeg plek is vir al die gelowiges, om in te kom. 12 poorte wat oop staan, en hulle kan inkom, hulle kan instroom in hierdie stad in, om saam met God te bly. Die stad is groot. Toegang tot die stad is onbeperk. Solank jy die naam van Jesus Christus op jou voorkop dra, solank jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe, het jy vrye toegang tot hierdie nuwe Jerusalem. En as Johannes dan vir ons iets van die stad self beskryf, hoe dit binnekant in die stad lyk, dan gebruik hy beelde wat ons herinner aan die tuin van Eden, daar in die oorspronklike skepingsverhaal in Genesis 1. Soos in die Genesis verhaal is hier ook 'n oorvloed van water en van bome. Ons lees daar in die nuwe Jerusalem stroom die water, die lewende water uit by die troon van God. Ons lees daar ook van die boom van lewe wat 12 keer 'n jaar vrugte dra. Met ander woorde onbeperk. Nou is bome nie meer beperk tot seisoene nie. Dan gaan dit nie meer daaroor dat jy in die lente of wanneer ook al sekere vrugte kry nie. Nou gaan jy by die bome kom en hulle gaan heel jaar vrugte dra. Iets van hierdie oorvloed wat God vir sy kinders beloof het. Tussen daai rivier en die hoofstraat wat van goud gemaak is, kry jy dan hierdie bome wat God ook vir ons aangebring is. Niemand sal op hierdie nuwe aarde behoefte hê nie. Soos wat die Bybel begin het met die paradysverhaal, so sluit die Bybel ook af met 'n paradysverhaal. Maar in hierdie geval 'n paradys wat nog baie beter is as die een waarvan ons lees in Genesis 1. Mense is baie keer geneig om te sê die geskiedenis herhaal homself. En ek dink in baie mense se kop kry jy iets van die idee van die geskiedenis wat loop in 'n sirkel. Jy begin op 'n plek en dinge gebeur, dinge ontwikkel, maar uiteindelik kom jy weer uit by dieselfde plek. Maar dis nie wat Johannes vir ons sê nie. Johannes sê vir ons die geskiedenis loop aan en die verhaal loop aan. En uiteindelik word die geskiedenis vervul in hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde wat deur God geskep word. Soos wat die geskiedenis begin het met 'n skepingsverhaal, so eindig dit ook met 'n skepingsverhaal. God wat nou die nuwe hemel en die nuwe aarde skep, maar baie beter, baie meer volmaak nog, as wat dit was daar in die begin in Genesis. En dan, geliefdes, die absolute hoogtepunt van hierdie gedeelte. Openbaring 22 vers 4. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Nou, niemand, reg deur die Ou Testament, nooit, het enige iemand die voorreg gehad om God ooit te sien nie. Ons lees daar in Eksodus 33 vers 20 oor Moses. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. En Johannes self bevestig dit in die evangelie, Johannes 1 vers 18, niemand het God ooit gesien nie. En nou kom sê hy vir ons, maar hier op hierdie nuwe aarde, hier in die nuwe Jerusalem, gaan dit anders wees. Want daar sal ons vir God van aangesig tot aangesig kan sien. Op hierdie nuwe aarde
gaan dit vir ons moontlik wees om vir God in die oë te kyk, terwyl ons besig is om hom te dien. Broer en suster, verbeel jou net vir 'n oomblik, jy leef in die jaar 100 na Christus. In hierdie tyd wat Openbaring geskryf is, net kort daarna. Baie van jou Christen vriende is reeds vervolg en om die lewe gebring, bloot omdat hulle bely het dat Jesus die Here is. Dit was hulle sonde gewees. Hulle het gesê, Jesus is die Here, en hulle is doodgemaak daarvoor. Jy weet, daar's 'n groot moontlikheid, dat dalk met jou ook kan gebeur. En dan hoor jy, wat ons verlede Sondag ook gesien het, as jy te sterwe kom, gaan jy onmiddellik, saam met Christus, in die hemel wees. Maar dis nie al nie. Nou hoor jy boonop nog, die beste nuus van alles. Want die dag gaan kom, wanneer die hemel en die aarde een sal wees. Wanneer dit letterlik hemel op aarde sal wees. Wanneer die gelowiges saam in die nuwe Jerusalem sal leef. Wanneer jy vir God, die Vader, in al sy heerlikheid, van aangesig tot aangesig, sal sien. Nou, mens praat nie ligtelik daaroor om vir jou geloof te lei nie. Ek dink nie, dis iets wat ons ligtelik kan opneem nie. Maar ek kan my indink, hoe dat daardie gelowiges in Johannes se tyd, soos Polycarpus, julle sal onthou, ek het daar in Openbaring 3, het ons aan die brief van Efese, het ons gekyk na Polycarpus se verhaal, en dat mens amper by die gelowiges iets van Polycarpus se houding sou kon ervaar het. Iets van, waarom wag julle nog? Julle wil my doodmaak, waarom wag julle nog? Bring net wat julle wil. In moderne taal, dink ek sou Polycarpus vir hulle gesê, julle weet nie wat ek weet nie. Want ek weet, ek is op pad na die nuwe Jerusalem. En dit, geliefdes, is wat op elke gelowige wag. Dis nie wensdenkery nie, dis nie 'n pie in the sky tipe ding wat ons verkondig nie. Dis God se belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, waar God en die mens saamwoon, 'n belofte wat hy vir elkeen maak, wat hier op aarde hulle self aan hom toevertrou het. Dit is God se belofte, vir my en vir jou. Amen. Here, as ons net dink hieraan, dan slaan dit ons asems weg. Dit gaan nie oor die edelgesteentes en die goud en al daai dinge nie, maar die vooruitsig om in die teenwoordigheid te wees. Die vooruitsig om saam met U in die nuwe Jerusalem te wees, om vir U van aangesig tot aangesig te gaan sien, slaan ons asems weg. En Here, ons verlang regtig daarna. Ons leef in 'n wêreld waar dinge so deurmekaar is, waar ons so dikwels presies die teenoorgestelde ervaar, waar dit vir ons voel asof die duiwel los is, waar dit baie keer selfs die mense voel asof U hand weggetrek het van die aarde af. Ons weet dit is nie so nie, maar Here, dit voel baie keer so. En dan sien ons uit daarna, om iewers vorentoe, saam met U, in hierdie nuwe Jerusalem te woon. En ons bid, Here, dat U dit daagliks vir ons sal gebruik as bemoediging in ons lewe hier op aarde. Ons bid dit in U naam. Amen.